Ek gaan net vir die wat nie hier was laasweek nie, net miskien net 1 of 2 goedjies sê. Eerste wil ek vir julle sê, ons praat oor soek na 'n lewe van blydskap. En ek wil net hê ons moet gou kyk na Lukas 2 vers 9 tot 11. Wat dink julle voordat ons gaan, moenie worry nie, ek kan los daar, maar moenie nou daar kyk nie. Sê net gou vir my, wat sal julle sê is die grootste wonderwerk wat joy veroorsaak? Wat is die grootste ding wat joy veroorsaak? En weet jy van alle mense wat die dag uit weer gebore word? Ja, maar dat is net weet. Dus wanneer jy tot bekering kom, nee, is dit die wonderlikste plek van joy. Dit is die grootste oomblik van joy en dit kan natuurlik skyrocket of dit kan weer afduik, nee. Want ons kan weer toelaat dat die wêreld ons insluk of omstandighede ons insluk. Maar die grootste joy wat ek ervaar het en ek glo meeste mense wat die dag toe hulle waarlik tot bekering kom het. Ek praat van 'n regtig 'n berouvolle bekering beleef het. In 'n diens, maak nie saak as mense wat dit in 'n kroeg beleef. Die dag toe Jesus Christus jou hartsnare aangetrek, is die plek waar dit die meeste joy was. En nou wil ek vir julle iets vra. Wie dink julle geniet daai oomblik amper van die meeste? Iemand het gesê? Engele. Die engele geniet dit die meeste. Nou hoor wat gebeur hierso in Lukas 2. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. So hulle is nou bang want hierdie is dan wel 'n groot engel hoor. 'n Engel kan baie groot wees. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding. Nee, vat dit mooi saam, nee. Goeie tyding van wat? Groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, wat vir die hele wêreld sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die wat? Die wie? Die saligmaker wat Christus die Here is. Wat is die saligmaker? Die een wat jou red. Die een wat jou tot bekering bring. Die een wat jou tot wedergebore lei, is die saligmaker. En nou kom die engele, hulle is so bly, en ek gaan nog eendag weer, ek onthou julle jare terug het ek oor die engele wat die kerk bywoon. Onthou julle? Ek gaan weer daaroor preek, want die engele, daar is soveel goed wat ons van die engele kan leer, want hulle sien iets wat gebeur by die mens, wat hulle nooit self kan beleef. Hulle kan nie tot bekering kom. Maar dis wel 'n wow oomblik, is iets wat hulle sit en kyk, nee. Hulle, weet jy, hulle kom kerk toe, nee. Dan sit hulle hierso oral hierso, nee. En hulle is hier teen die mure en hulle kyk vir ons, nee. En hulle kyk, wanneer gaan iemand aangeraak word deur die Gees van God en tot bekering kom. En dan hoor ons hulle nie, want ons kan nie die Gees hoor altyd nie. En dan juig en jubel hulle, en die engele en die hele hemel hoor, dat iemand net weer Jesus aangeneem. Die saligmaker, die verlosser is weer aangeneem. Is dit wonderlik, weet jy? Wow! Okay, Lukas 15 vers 7. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het. Hoor julle hoe belangrik dit vir die hemel is? Daar's blydskap, daar's joy, want net God kan joy veroorsaak. Nee, daar's joy wanneer iemand een sondaar tot bekering kom. Dis hoekom dit so verskriklik belangrik, een kerk, 'n hele kerk. Wanneer daar een siel tot bekering kom, dan is dit genoeg vir God dat daai kerk moet bestaan. Net een siel. So ek glo dat elke kerk het 'n doel, want daar's ten minste een siel wat by 'n kerk tot bekering kom. Ek is eintlik nogal opgewonde om eendag te sien hoeveel het deur die jare by ons gemeente
tot bekering gekom, want ek weet, ek gaan ook genoeg kry. Okay, julle, ek het laasweek net, het ek vir julle gesê, daar's 3 dinge wat werklik joy kan weerhou. En dus, as jy nie jou vyande vergewe nie, die woord praat baie duidelik daaroor, as jy worry oor 'n klomp goed, gaan jy nie blydskap hê nie. Hy sê, moenie worry oor enige iets. Jy moet daar met niks wees wat jy laat worry, so dan gaan jy nie kan blydskap hê nie. En dan, die een wat ek dink nog al 'n baie moeilike een is, wat Jakobus sê, hy sê, ag dit loutere vreugde, as jy in allerhande versoekings kom. So dis 'n moeilike een, ons het laasweek lekker deur hierdie goed gepraat, en vir jy wat nou nie hier kan wees nie, ek is nou jammer daaroor, ek sal miskien maar vir julle van my notas moet gee. So, wat die groot ding eintlik laasweek ook oor gepraat is dat swaar kry, beproewings, probleme, omstandighede wat nie vir jou lekker is nie, kom die woord van die Here en hy sê, as jy dit nie in jou lewe gaan hê nie, gaan jy nie joy kan hê. Want dit bring jou na joy toe. Is julle by my? Julle like dit nie baie nie, ek sien dit sommer, ek sien dit julle hou nie daarvan nie. Kom ons kyk net gou in Romeine 5 vers 3 tot 5. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook. Hulle praat nou, hierdie is nou die disciples en hierdie is nou in Romeine, so seker Paulus hulle. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. So, wanneer jy in posisies is waar dit nie so met jou goed gaan nie, dan's God besig met jou om op die ou end vir jou joy te gee aan die einde, nee, okay. En die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ons gaan nie hierdie omstandighede en swaar en dinge kan hanteer, as God se liefde nie so groot en genoeg is, om vir ons die Heilige Gees te gee nie, want sonder die Heilige Gees gaan jy nie blydskap kan ervaar, kan jy nie joy ervaar nie, nee. So die Heilige Gees moet in jou kom woon, om dit te kan doen, okay. Dan het ek gesê, blydskap is 'n keuse. Dis nie as jy kan nie sê, omdat ek nou hierdie beproewing in my lewe het, kan ek nie blydskap hê nie. Jy moet 'n keuse uitoefen elke dag, en ek het vir julle gesê, gaan staan voor die spieël en sê, ek kies vandag om bly te wees. En weet jy, elke oomblik kry jy weer 'n keuse, wanneer daar swaar en omstandighede na jou toe kom, dan sê jy, ek kies weer om bly te wees. Ek kies weer. En dis die groot genade van God, dat jy elke sekonde 'n kans het om weer te kies. Besef julle, ek sê 'n verskriklike groot ding hier nou. Elke sekonde het jy 'n kans om weer te kies. As jy kwaad word vir 'n vrou, het jy binne die volgende sekonde 'n kans om te ontkwaad. Okay. Dan het ons gegaan en ons het gesê, dat daar's baie mense wat by 'n posisie is van 'n glas half vol. Daar's baie mense wat eintlik baie positiewe mense. Daar's regtig mense wat positiewe mense. En ons sien hulle as die mense met die glas is altyd half vol. Dan kry jy die negatiewe mense, hy's dalk op dieselfde vlak, maar sy glas is half leeg, want hy sien homself as half leeg. En sy plek waarheen hy beweeg is gewoonlik na heeltemal leeg. Maar die een wat half vol is, sy bewegingsruimte is gewoonlik in 'n positiewe rigting, wat op die ouend by vol ry. So dis die heeltyd 'n toutrekkery tussen ek kan leer word, maar ek het onmiddellik weer 'n kans om voller te word. Want ek maak daai keuse om joy te ervaar en dit wat God vir my as 'n geskenk gegee het. Ek het vir julle gesê, dis geboortereg wat jy gekry het toe jy joy begin, toe jy tot bekering kom. Jou geboortereg van bekering is joy. Okay. Dit lyk vir my of julle nie verlede week hier was nie, as ek so dink.
So ons sê, blydskap is geboortereg by wedergeboorte. Ek het ook vir julle gesê dat kindertjies baie makliker joy kan hê, veral wanneer hulle klein is. Julle het dit nou al seker al almal beleef, hoe ek beleef dit met my kinders, ek het beleef en ek het beleef dit nou met my kleinkind. Hoe hy eintlik net, hy geniet die hele lewe. Kyk, daar's niks wat hom pootjie nie, hy geniet net alles. Hy sê vir sy ouma, hy pak die goede net so in en dan sê, ouma betaal. Sy vertel my vandag, hy wil net alles hê, want sy sê vir hom, nee, Altoetjie, kan nie dit alles kry nie, ouma sal hierdie vir jou vat. Ouma net betaal. Daar's geen terughou by hom nie, broer en suster, want hy is nog regtig in die koninkryk van God. So wat gebeur is, wanneer jy groter word en jy kry 'n geleentheid om uit die koninkryk van God uit te beweeg en in die verderf te begin beweeg, dan onmiddellik verloor die joy. En dit het met Adam en Eva gebeur. Hulle het in die joy van God beweeg, saam met hom in die tuin beweeg, al die lekker, die heerlikheid van die Here beleef, dit wat hierdie ouens vanaand gesing het, alles beleef, vir hom goed gesê wat hulle wou sê en alles, en ewe skielik gaan hulle in die donker, en hulle verloor onmiddellik joy. En Jesus Christus, het ek vir julle laasweek gesê, kom terug en hy gee dit vir jou terug op die kruis van Golgotha en deur sy opstanding, dat hy opstaan en leef tot in alle ewigheid. Gee hy jou onmiddellik geboortereg, maar wanneer? Wanneer jy wedergeboorte het. So, wanneer jy's 'n kind, jy het blyskap, jy begin dit verloor soos jy groter word, want al die omstandighede druk jou, en dan kry jy 'n kans, soos Adam en Eva dit nou verweer, kry jy 'n kans omdat Jesus Christus dit vir jou teruggee, en jy kan weer daai joy ervaar. En ek het so begeerd en laat ek vir julle sê, nou dat ek daaroor praat, maak dit die vyand dit vir my moeiliker om dit te ervaar, hoor, want hy gaan dit nie vir jou maklik maak om regtig sy joy, God se joy te ervaar, hy gaan dit van jou wil steel. Ek wil vir julle sê vanaand, dis soos 'n geskenk wat God vir jou uit het. God het klaar die geskenk gekoop. Hy het dit klaar vir jou toegedraai in die mooiste papier, nee. Hy sê net vir jou, maak dit oop. Dis al wat jy moet doen. Maar baie mense staan en kyk, dit is baie mooi, die geskenk is nogal mooi. Weet julle dit, daar's mense met geskenke, ek het dit al gedoen, nee. Ek het al 'n geskenk vir 'n jaar of 2 op. Vrouens kan my nie goed. Dis my keuse gewees om hier as 'n geskenk op te maak. Jy sê nou dit was dalk 'n Ferrari met 'n sleutel van 'n Ferrari wat daar buite gestaan, hè? Wat ek vir julle probeer sê is net joy moet net oopgemaak, want God het klaar vir jou gegee op die kruis. Okay, en met sy opstaan. Goed, nou wil ek vanaand 'n bietjie aanraak oor, en ek wil dit titel die spore wat langs mekaar loop. Okay, en ek wil hê julle moet onmiddellike treinspoor. Weet nog nooit 'n treinspoor gesien? Het julle almal? Almal het 'n treinspoor gesien. So julle weet hoe lyk 'n spoor, né? Ek vra dit maar, want ons mos nou nie meer so baie treine wat ry. Nou, voordat ek kom by die spoor, wil ek vir julle so vra. Ek voel partykeer dat die lewe kom na my toe in golwe, soos waves. Het julle al dit so beleef? Jy voel vir 'n oomblik eers, nou sien jy, dis 'n golf van blydskap. Hier kom iets lekker, hè? Het julle dit al so beleef? En dan ewe skielik, nee, dan kom jy iemand oor hierdie wat jy nie verwag nie. En hy slaat vir jou onderste bo, nee, hy slaat jou onderste bo, jy het hom nie verwag nie. So ons kan so daaroor dink, maar ek wil nie hê dat ons so daaroor moet dink. Ek wil hê ons moet dink aan spore. So en die tweede ding wat ons miskien om kan aandink is aan opdraandes en afdraandes. Nee. Wie van julle het ek sal nou nie heel jonges vra nie. Wie weet wat is 'n kaskar? O, jy weet wat 'n kaskar is, maar ek kyk, jy weet wat 'n kaskar is. Nou, 'n kaskar, ek weet nie van julle jong mense se kaskar nie, maar ons kaskar het die engine gegaan. Ons kaskar, moet jy, ons gaan hier daai opdraande nie, dan hang ek op my broer, sê, want ons wil nou die hoogste opdraande wil ons uitgaan, want ons wil hom daar bo hê, nee.
En wanneer jy daar bo kom, dan hang jou tong op die grond en jy sweet en dis iets verskriklik. Maar wanneer ek daar opklim, nee, wanneer ek daar bo gestop het en ek klim op daai ding, hey trots. Dan ry ek daai kaskar. En die eerste van alles is die af is baie vinniger as op. Dan dink ek, wow, dis het klaar weer verby. En ek wil dit amper so kan jy ook na die lewe kyk. Die lekker tye voel so vinnig verbygaan, maar die tye wat swaar is so erg om daai berg op te kom, om daar bo te kom. Maar ek wil ook nie hê julle moet so daaroor dink nie. Ek wil hê julle moet dink aan 'n treinspoor, want ons praat vanaand uit die woord uit oor hoekom ons blydskap hoe gaan ons blydskap volkom? Joy en hartseer is eintlik goed wat amper in dieselfde tye gebeur. Dis nie altyd net een of die ander nie. Daar's elke dag is daar goeie dinge in ons lewe en daar's elke dag slegte dinge in ons lewe. Stem julle met my saam? Kan julle vir my sê ja, dit is waar. Elke dag is daar teleurstellings, daar's uitdagings, daar's smarte, daar's moeilikhede. En meeste van ons sal, omdat ons positief is, probeer fokus op die joy track. So ons sien nou die een van die spore, is die joy track. En ons wil baie keer die seer track, die een wat nie lekker is nie, wil ons ignoreer. Ons like hom nie so baie. En dan kom Jakobus, en ek gaan weer Jakobus vir julle lees vanaand. Want Jakobus kom en sê dat die twee tracks moet eintlik die hele tyd saam. Want die een werk nie sonder die ander ene nie. En vir die normale mense, vir die mens wat eintlik nie by die Here is nie, maak dit nie sin. Okay. Want die Here dis hoekom so baie mense vir God bevraagteken. Want hulle sien nie hom soos die woord vir ons verduidelik hoe dit is nie. Okay. So kom ons kyk weer net na Jakobus 1 vers 2 tot 5. So hy sê nou Jakobus, en hierdie mense wat hierdie goed geskryf het, dis nie mense wat in paleise gebly het en die heerlikste lewens gehad het. Hierdie is die mense wat se koppe afgekap is en op die kruis vasgeslaan is en regtig baie swaar, regtig hongersnood deurgaan, swaar lewens gelei. Dis hulle wat hierdie goed sê. Dis hulle wat in die tronke gesit is en hulle is met boeye vasgebind. Dis hierdie mense wat hierdie ding sê. Nie iemand wat in 'n paleis bly. Ag dit louter, lees saam met my. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei lekker dinge beland het. Wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet, en daai omdat julle weet, is 'n plek waar ek en u moet uitkom. Want dit is my of ons nie regtig God ken. Want as jy regtig weet, gaan dit nie vir jou 'n probleem wees om daai versoekings en omstandighede en probleme en beproewing te aanvaar. So, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Julle weet, as julle regtig weet wat God vir julle bedink en hoe hy die hele lewe van jou uitwerk, hoe hy begin het en tot sy einde, sodat jy op die ou end by hom kan staan en sê, Here, nou weet ek alles, nou verstaan ek alles. En dit moet hierdie beproewinge en goede insluit, anders gaan jy nie daarby uit kan kom. Jy kan nie net lekker afdraande ry loop. Dit gaan nie so werk met die Here nie. Dis ongelukkig is dit nie so maklik nie. Het ek al fout gemaak, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom. En daai volle verwerking is die dag wanneer ons Jesus gaan sien, net sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Dink julle daai goede is vir die aarde? Dink julle daai goede is vir die aarde? Wat ek nou volmaak sonder gebrek en niks kort kom. Dink julle dis vir die aarde? Nou, daar's nie 'n manier. Dis die dag wanneer jy, en ek gaan net nou vir julle 2 Korintiërs 3 wat my favorite vers, gaan ek vir julle net lees. Dis daai dag. Julle moet dit nou onthou. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig wees sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Dis ook 'n belangrike ding daai van julle, omdat ons die wysheid van God sal afbid, dat ons regtig in geloof die wysheid van die Here sal vra in hierdie omstandighede, want daar is ook goed wat kom wat nie van die Here is. Okay, dink julle daar's beproewings wat van die Here afkom? Verseker.
Maar daar's goede wat nie van die Here af nie. Daar's goed wat God nie wil hê moet kom en jou blydskap steel. Jy moet daai wysheid van God bid om te weet wanneer jy moet sê, luister jou Satan. Dis nie nou van God af hierdie. Dis van jou af. En ek sê vir jou, move hier uit my lewe uit. Uit my huis. Ja, maar nog steeds, al vra hy toestemming vir God, moet jy nog steeds die wysheid van God hê om te weet, hy kom nou om jou te versoek. Ja. Toegang tot, ja, kyk, dit is waar. Die toegang tot jou. Ek het Don en ons bediende het hierdie tyd baie gebid daaroor, want ons het die hele tyd gevra vir 'n hedge around ons, dat die Here ons toemaak met sy beskerming, né? En ek hoor wat sy sê. Daar is daardie plek waar jy kan wees waar sonde 'n skeidsmuur word, né? Waar die vyand eintlik net kan in en uitstap in jou huis. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees, né? So dis goed jy sê dit, maar daar is tye waar die vyand jou kan aanval, maar wat jy dadelik autoriteit kan neem oor hom, maar wanneer jy sonde het jy nie autoriteit nie. Keuse? Ja, verseker keuse. So dis goed sy raak dit aan wat, maar wanneer jy in autoriteit met die Here as die vyand, dink julle die vyand gaan net mense aanval wat sonde het? Nee. Dit gaan nie gebeur. Die vyand sal jou probeer aanval al het jy nie sonde in jou lewe, maar daar het jy soveel autoriteit. Maar wanneer jy sonde gaan hê, dan moet jy jou sonde bely, want anders dan gaan jy nie die autoriteit hê op die vyand. Ek het een keer gehoor van 'n pastoor wat gebid het vir iemand wat 'n duiwel in hulle gehad. En die duiwel het met hom teruggepraat en vir hom gesê, jy kan my nie uitdryf nie, want jy sit met dieselfde goed in jou lewe wat jy nou voor my wil inbring. Die duiwel het met hom gepraat. Weet julle net, ek weet nie of die Here dit weer gaan in die laaste dae gaan toelaat nie, ek dink nogal so. Daar was tye, jy kan verdonderde vra aan die mense wat jare terug in die Pinksterkerk is, wat duiwels gemanifesteer het binne die kerk soos wat jy nie kan glo nie. Duiwels het gepraat met mense, duiwels het gepraat met pastore het met hulle gesê, in die naam van die Here gaan uit, en dan wil hy eers nie uitgaan nie. Hulle het so slange op die matte gesuig. Dit is goed wat gebeur het in die kerk. En ek moet vir julle sê, ek is bekommerd met die kerk, omdat dit nie meer in die kerk is. Want wat dit vir my sê is, dat die duiwel sit binne die kerk, en ons sien hom nie raak. Amen. Die Here Jesus, jy kan maar kyk, oral waar die Here Jesus beweeg het duiwels gemanifesteer. As Jesus op 'n plek gekom het, het hulle geskree en gesê, wat doen jy nou weer met ons seun van Dawid? Hulle het in die tempel het hulle geskree, wanneer Jesus naby kom. Wat ek vir u probeer sê, en ek wil nie u nou bang praat vanaand. Ons is op 'n plek waar ons groei in die Here. En ek glo dat die Here ons as woordskoolmense wil laat groei, sodat wanneer hierdie goed in die kerk is, dat jy gaan onderskeid hê, maar hier is iets nie nou reg in ons gemeente nie. Weet julle, dit gebeur partykeer, jy voel dit in 'n diens, hier's 'n binding op die diens, nee. Daar's net nie 'n vrylike beweging van die Heilige Gees nie. As die pastoor of die bedienaars en die sangmense nie ingebid is en hulle gereed het nie, kan die hele diens versteur word. Die diens kan soos in 'n het jy al by 'n diens uitgestap, dan voel jy, ek voel dood. Dis 'n verskriklike diens om by te wees. En ek moet vir julle sê, ek kan dit miskien op 'n eendag sit, maar dit het al by ons gebeur, wat jy regtig ervaar het, hier is 'n vyand besig om regtig te bind wat God wil doen vandag, né? Maar alhoewel net nie so begin. Ja. Was hy present baie sterk. Dat was definitief baie sterk. Ek voel dit begin los. Ons het nog steeds baie aanvalle van die universiteitse kant, dat nie meer regtig mense in die universiteit, meer die universiteit self. Maar ons het ontsettende aanvalle van mense gehad. Kyk, jy kon sommer gesien het op hulle netwerke, van hulle sê sommer son of Lucifer, sulke goede. Mense wat hier omgebly het, daai goede was, sorry julle, ek ken ons nie al die goed. So wat ek net vir julle wil sê is, moenie die duiwel probeer aanspreek, wanneer jy 'n klomp goede het wat jy eers moet vir die Here vra.
Maar die wonderlikheid van dit is dat as 'n kind van die Here kan jy daarop vergifnis. En ek bedoel, as jy 'n kind van die Here is, wil jy ook nie mos nou net vergifnis vra en hulle gaan doen nie dit nou weer nie. Jy gaan ons probeer om te lewe soos wat God wil hê jy moet lewe, né? Okay. Pastoor, dit sou wys het. Kyk, die duiwel is 'n leraar. Ja. So hy het nie reg om te interfereer met my lewe nie, want dit is die tyd van die Here. Maar hy sal nog steeds die leuns vertel. En as ons oopmaak vir daai leuns, dan kan hy werk. Presies. As ons op die oopmaak vir daai leuns glo, ja. So jy kan ook glo, wanneer jy miskien 'n bietjie op 'n swakker plek in jou lewe is, né, gaan jy dalk die duiwel se leuns glo, jy weet. So dis baie waar wat ene sê, ons moet regtig waak daarteen dat ons nie dit wat die vyand vir ons vertel nie, want hy is net 'n leienaar. Hy's net 'n moordenaar, hy's net 'n dief. Hy sal alles doen wat verkeerd is, sal hy vir jou sê op dit, né? Okay. Okay, so kom ons kom 'n bietjie terug. So jy ervaar pyn en ook mooi goed op dieselfde tyd. Daar is altyd iets mooi, selfs al is daar seer. En ek wil net gou vir julle 'n storieetjie vertel as my vrou nie van omgee dat ek dit vertel nie, ek dink sy sal nie. My skoonpa, my skoonma is 'n jaar terug oorlede en daar was baie seer in ons familie. En sy was eintlik maar 'n generaal van ons familie. Dat sy kyk hoe maar sy het nogal die family gedryf. En almal was baie lief vir haar. Maar sy's in 'n oomblik van my skoonpa weggevat. Nie gewaarsku nie, daar siekte wat gekom het nie. Sy het ingestap om hom te bedien terwyl hy voedselvergiftiging het. Gaan iets haal om hom te bedien en toe sy so by hom stap, val sy op die bed en sy sterf net so. En hy is in 'n verskriklike toestand gewees. En hy het elke dag by die graf gaan sit. Ons het haar begrawe, hy het elke dag by die graf gaan sit. En die spesifieke dag gaan sit hy by die graf en hy praat met die Here en hy sê vir die Here, hy kan nie meer so nie. Hy het eintlik in 'n depressie begin geval en hy gaan sit by die graf en hy sê vir die Here, maar hy verstaan nie sy lewe nie, hy verstaan nie hoe die Here dit gedoen het nie en hy's hartseer en dis nie vir hom lekker nie. En hy sê toe hy daar opstaan, toe hy daar klaar dit met die Here gepraat het, toe hy daar opstaan, toe voel hy sy nuwe mens. Daar het niks anders al daar gebeur. Maar God het klaar begin werk. Agter die skerms het God klaar begin werk. En God het 'n dierbare tannie wat net oorkant hom gebly het, toe hy terugry. Hier kom hy by die tannie uit en hier begin haar, om nou 'n lang storie kort te maak, hier begin haar hulle 'n goeie vriendskap hê en hulle is nou teruggetrou. En so ons het ook nog gelag, hoor, ons het ook nog gelag. Maar nou as jy tannie ken, sien ons maar eintlik is daar soveel mooi, want die duiwel sou wou hê hy moet in 'n depressie verval, hy moet in 'n donker situasie word, want my skoonpa is iemand wat hom vinnig sulke goed kan aantrek. En hier kom die Here en ek dink dit was dalk die laaste beproewing wat dalk in sy lewe was waar die Here gesien het, maar Jesus, ek gaan nou my kind moet help, anders gaan hierdie kind vir my in 'n depressie val. En die duiwel gaan regkry wat hy nie. En die Here werk agter die skerms en daar is die tannie klaar en hy sê toe by die huis kom, hier begin hy die tannie. Ek wil nie dit vir julle eintlik vertel, maar kan ek maar vertel. Hulle gaan nie kinders hê. Die grootste uitdaging is om op albei spore te wees. Okay, die lewe gaan jy altyd op albei spore wees. Maar daar's hoop. Wanneer het jy al gaan staan op 'n treinspoor en dan kyk jy so ver op die treinspoor. Wat gebeur dit wat jy daar ver wat jy amper nie meer kan sien nie? Wat gebeur daar? Dit raak een. So jy staan na die horison en jy sien dat die spoor eintlik net een ding. Jy weet, en dis 'n goeie plek waar ons in ons geestelike lewe kom, waar God vir ons so vat, waar jy op twee is wanneer jy hier naby is. Maar hoe verder jy kyk en jy sien die Here Jesus daar aan die ander kant staan, en jy begin so te beweeg, dan begin die beproewings en joy en geluk en alles begin na een plek toe weeg, want jy sien hom soos wie hy is. Die een wat jou uit alles op die ou end gaan verlos. Ons gaan op die ou end by daai plek kom waar ons net sê, Here, al hierdie goede, nou sien ek, dit was eintlik niks gewees in vergelyking met die grootheid en dit wat ek nou beleef het. Die Here het iets baie groot
ons in storie, julle, as wat ons nou beleef. Maar ons moet nie deurgaan deur hierdie reis. Kyk net vir daai spoor en sien, julle, ek kom. Okay, goed. Hebreërs 12 vers 2. Ek wil gou vir julle Jesus gebruik. Voordat ons daai lees, die woord, ja, kom ons lees dit eers. Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Nou wil ek hê julle moet gou vir my sê wat beteken dit. Dis die kruisiging wat Okay, die kruisiging en dan en die oorwinning te behaal. Die oorwinning. Okay. So die vreugde, kan ek vir julle so vra net. Dink julle dit was vir Jesus lekker om op die kruis vasgeslaan te word, met spykers vasgenaal te word, doringkrone sy kop ingedruk te word, geslag te word, gegeesel te word? Dink julle is vol lekker? Maar Hebreërs 12 vers 2 sê dat daar vir hom vreugde voorgehou. Die vreugde, kan ek gou vir julle sê wat is die vreugde? Natuurlik het hy deur die kruis gegaan, hy het gesterf, hy het opgestaan, wat begin het om die vreugde te wees, van ons almal wat ook gaan opstaan, né? Maar wat is die vreugde wat Jesus, as Jesus gestaan het en na sy spoor gekyk het, en die twee het hier geloop, smart, seer, alles, die blydskap wat ek saam met die disippels gehad het, die loop die goeie so saam, né? Ek het saam met hulle vis gevang, ek het saam met hulle gelag, ek het die melaatses genees, kruisiging, seer om, né? Sien julle die spoor? Sien julle? Maar wat het Jesus daar ver gesien? Dit ook, maar wat het hy gesien? Vir jou. Ek vir jou gesien. Daar ver, die blydskap wat voor hom was jy gaan tot bekering kom, Saul. Ek gaan daai kruis deur, ek gaan daai smart deur, ek gaan daai swaar deur, want Saul gaan op 'n dag my aanneem as saligmaker en verlosser, en ek het vir hom gesterf dat hy oorwinning kan. Dis wat Jesus daar ver is. Daar waar die spoor nou geraak het en een geword het Jesus spesiaal gesien. Nou, ek wil nie jou nou as net witbroodjie vat nie. Ek wil dit vir ons almal gee. Besef julle hoe groot God is. Hy het my gesien, hy het George gesien, hy het Soekie gesien, hy het almal van julle gesien. Adrian, hy het jou gesien, hy het jou gesien. Dis hoekom hy bereid was om te sterf. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat voor hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So hy dit ook gesê, dit was ook wonderlik. Okay. Ja, maar ek is nou so, dis my so groot oomblik om te dink, dat terwyl Jesus die smarte en die beproewings en die swaar deur gegaan het, het hy die blydskap gehad, dat ek tot bekering gekom. Om sit, besef jy wat ek vanavond vir jou sê. Geloof die naam van die Heer. Halleluja. Wanneer jy by aanbidding uitkom, mense, wanneer jy by aanbidding uitkom, you must have a glimpse of the presence of the Lord. Jy moet sien wie Jesus Christus vir jou is. Jy moet hom ervaar, jy moet weet hoe lief hy vir jou is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is sy fokus gewees vir jou te sien, tot bekering. Daai, nou kom ek by julle met die mooiste teks wat ek is gek oor hier. 2 Korintiërs 3 vers 8. En julle kan 'n bietjie die ander, ek gaan hom nou vanaand net in die Afrikaans lees, maar julle kan ook gerus in die Amplified gaan lees sommer van die ander Engelse Bybels. En terwyl ons almal, sê almal, met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Dis hoekom ek wil hê, julle moet amper dit 'n gewoonte maak om elke oggend by die spieël te staan. Julle staan toch seker almal by die spieël elke dag, nee. Behalwe Enes sê hy lyk in elk geval dieselfde of hy daar staan en nie daar. Maar ek dink meeste van ons dink ons sal 'n bietjie mooier lyk
by die spieël gestaan en ons gaan daar weg, nee. Maar wanneer jy by daardie spieël staan, sê Here, verander my van heerlikheid tot eerlikheid, om soos Jesus te wees. Want dan gaan jy nou maar mooi begin lyk, nee. Dan gaan jy mooi, en ek praat nie van fisies nie, ek praat van 'n geestelike mooi, wat geen mens ooit van jou sal kan steel nie. Wanneer mense jou gaan sien, gaan hulle weet, oh, hy was by Jesus. Hy het by die spieël gestaan, en het Jesus begin sien. Aanskou word ons van gedaante verander. So as jy staan by daai spieël, sê Here, ek wil minder van alwyn sien, en ek wil meer van U sien. Môreoggend wil ek daar kom en ek wil meer van Jesus in alwyn sien, totdat dit op die alwyn by die plek kom, wanneer jy hom totaal gaan sien, wanneer hy kom haal op die wolke, of wanneer hy jou kom haal by jou dood. Gaan daardie oomblik 'n volheid word, en jy gaan werklik soos Jesus wees. Nee, dit is so mooi. Gedaante van ander, dan dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. En dis die wonderlikheid van sy Gees. Sy Gees bly binne in my en jou om ons die hele tyd te vorm na die beeld van Jesus. Maar jou liggaam, jou fisiese het nodig om besluite te neem. Jou sielsdimensie het nodig om 'n besluit te neem, want die Gees van God is binne in jou. En jou gees het mos nou tot bekering gekom, maar jou sielsdimensie moet sê, jy alweer gaan God dien met gees en in waarheid. Jy liggaam, gaan jouself oplig en jy gaan begin lees in die woord van God en jy gaan begin bid. As jy dit nie gaan doen, gaan jou gees nie jou kan optel om dit te doen. Dis nie by. Maar dis jou gees wat opgetel word wanneer jy dit doen. Ek sê groot goede hier, so ek hoop jy vang dit. Op die einde sal alle seer en probleme verdwyn en net joy sal wees. En dan gaan ons sing, this joy that I have, the world didn't give it to me. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it and the world can't take it away. Dis jou besluit. Wel, jy kan nie hierdie blydskap wat God vir my gesit het, kan jy nie van my af wegvat nie. Ek is 'n oorwinnaar, ek is God se seun, ek is God se dogter, ek is in die allerhoogste God se arms. Amen. Halleluja, ek is bly as iemand wat bly. Alles sal op die ou end totaal sin maak, wanneer die spore een word. Kyk, aanbidding bring ons vir oomblikke uit by die plek waar ons Jesus kan sien. Dis hoekom 'n diepte van aanbidding, en ek praat hier nog nie oor aanbidding, ek is nog net by joy. Maar aanbidding bring jou op die plek waar die spore een word. Daar waar die probleme en omstandighede en situasies en alles ineenvloei en jy Jesus begin ervaar en sien. En daai aanbidding is 'n diepte van aanbidding wat nie net deur sang en musiek gedoen kan word nie. Dit is wonderlik, dit bring jou na dit vat jou into His presence, dit vat jou in die poorte van sy heerlikheid. Maar daar's 'n dieper verhouding en 'n lewe op die spoor van die lewe, waar ons op die ou en by dit uitkom waar ek net sê, Paul, I'm really seeing into your eyes. Ja, was het niet meer laat? Ja, dat is recht. Jesus ook in het idee was zo. Ja. Wauw, ja. So jy gaan nie, dit is baie belangrik wat sê daar sê. Die spoor gaan nie een kan doen, wanneer jy nie weet, dis Jesus woord. Jy gaan nie daai spoor in jouself wat een kan doen. Dit is baie moeilik. Ek het dit reg. Ons trouwens iets baie opstaan. My oupa was soos wat van toer in Holland. En op een van die vlugte op pad Britannië toe na sy seun, my klomp was al baie soos turbulentie gewees. En vir een of ander rede, jy weet die lugbordinne moet hulle pause maar hou. En al die vliegtuig uit soos ek weet 100 meter gesak en dit 'n skielike val geraak.
en dit 'n bietjie geruk en so aan. En van die mense begin skree en gil, ek het bestoor ook opgenoem van Ek wil met die kleintjies doen. hulle ook. En wat my eintlik vang is die ligwording wat later aan weet jy, haar rustigheid was eintlik al vreemde mense vir die mense wat al in angs was. Want hulle weet nie, dit is wanneer ek ewenaar wat tot by vliegtuig maar so turbulentie ervaring so aan. En die een man begin te skree en hy sê te veel later, hy vat haar so by die arm en hy sê vir man, hier is ietsie reg en sy sê, sir, just be calm. I know the captain. En dit laat druk my, weet jy wat, in die lewe se storm en turbulentie, we should know the captain. Wat ons veilig sal bring. En alles het perfect uitgedraai. En in Godse hande, soos dit gesê, in Godse hande. So, weet jy net, dit het ek nou laasweek ook gesê, vir die wat nie was. Maar my 3 kinders was klein gewees, toe ons in so verskriklike, ek gaan nou nie lang storie daarvan maak, toe ons nou in hierdie verskriklike ding val, dat die vliegtuig val so, dat sy vlerke so begin op. Sy vlerke maak so ver val hy, soos in af. En ek is in 'n verskriklike toestand. Ek is nou, dit is 'n hele klomp jare terug, ek het daar na self gevlieg en ek het later begin meer veilig met vlieg. Maar op daai stadium was Don eintlik die sterk ene wanneer ons gevlieg het. Ek was maar die benoude ene, so daar so en so. En op hierdie stadium, ek skree ook, maar ek skree van benoudheid. Die volgens en hulle. Hulle ry daai. Wat doen jy nou? Rollercoaster. Daai 3 kinders ry daai rollercoaster. Hulle lag uit hulle maag uit, want hulle het geen vrees nie. Geen vrees nie. En dit is ontsettend belangrik, julle, dat ons in hierdie lewe regtig so naby Jesus is dat ons nie enige vrees het. Ons know the captain. Okay, ek het so 'n bietjie, ek wil net gaan vir julle vra net. Ken julle baie mense met joy? Sê gou vir my, wie ken 2 mense met joy? Regtig, ek praat van regtig joy hoor. Ek praat nie van ekstroverte. Ek is 'n ekstrovert. Dis nie te sê vir joy nie. Ek kan nou hier lag en vir julle, maar ek kan met almal gesels hierso net. En ek kan vir julle 'n lekker face opsit net. Maar wie is ek vanaand wanneer ek in my bed? Het ek dan so? Wie ken sulke mense? Ek ken een so persoon. Ken jy so iemand? Ja. 'n vriendin van my wat hierdie MMS het vir jare sit. Op die oomblik is sy bed lê en haar bene is opgelê en sy moet uit die bed uithelp. Maar daai vrou bemoedig my dat ek baie keer moet sit en hy sê, Here, ek kan nie glo. Sy is in daai toestand en sy bemoedig my. Jy sien daar's een. Sy het 'n ander, dis iets anders. Dis nie iets wat jy by hierdie wêreld kan kry. Nee, ek moet sê eerlik beslag. Ek sê joy. Sy hoor na joy. En sy het joy. Ons blind. Ja. Ja, net nou man. Ja. Kijk, ek het haar nog nooit gesien dat sy, ja, dit moet joy wees. Nog iemand. Daar's net, wanneer ons begin mooi daaroor dink, is daar nie baie. As nie baie, as miskien baie wat hier voor jou sal lyk of hulle baie okay is, maar die regte vraag is vanaand, wanneer jy alleen met die Here is, het jy regtig daai diepte van sy gees in jou lewe? Jy alleen en God kan dit antwoord, nee, goed. Goed, hoe laat is dit? Dis tyd om af te sluit. Ek dink wat ek gaan doen, ek kan nie glo nie, ek het al hier nou. Maar pastoor is nog 'n laasweek. Ek is nog by laasweek. Ja, ek wil gaan vir julle 'n definisie gee. As julle dit wil skryf dit gou. Ek gaan vir julle 'n paar goed sê wat julle kan neerskryf. Joy is the assurance God is
in control. And everything is going to be all right. Ek gaan nou maar baie spring hier, so wat ek wil gou net vir julle 'n paar goedjies van 'n definisie gee. Joy, hierdie ene, as dan 'n ander bietjie oorspeel, maak nie regtig baie saak nie. Dis net so 'n paar goede wat ek uitgebring het. Joy comes from knowing God is in control of our lives. Nee, dis baie dieselfde as daai eerste. Joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life. All the details of my life. Jy is soos 'n weefstuk vir God. Dink julle God worry net oor hier op die ou end moet jy net daar so staan by hom. God het elke spesialis plekkie dingetjie van jou net. Ken God uit die diepte van alles. En hy is die hele tyd besig om dit in mekaar te weef om op die ou end jou te maak dat jy soos hy kan. Dis 'n groter ding as om net te sê ek vat jou hier want ek is God. Ek kan jou hier vat en jou net daai kant sit, soos wat ek dink jy moet wees. Dis nie wat God doen nie. God kan in 'n oomblik kan hy ons maak dat ons reg is vir die einde. Maar God doen dit nie so nie. Hy weef ons deur beproewings, deur omstandighede, maak hy en hy vorm jou en hy maak jou en hy op 'n stadium as jy oordraak so 'n bietjie dan laat hy maar weer af, vorm hy maar hierdie kleintjie en begin weer te werk aan jou. Jy is so spesiaal vir God dat jy moet op 'n plek kom dat jy weet joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life. Alles wat God van werk, gaan op die ou en ten goeie meewerk en hy gaan presies wees wie hy wil hê ek moet wees. En dis so belangrik, ek sê vir die mense wat ek trou, ek sê vir hulle op die ou en ten, wanneer julle twee mense is, gaan daar op 'n stadium gaan jy een van jou maats gaan die ander een afgee. Tensy jy dan 'n ongeluk saam dood, nee. Moet jy op die ou en die ander een kan vir God gee en sê alles wat u in hierdie vrou gesit het of in hierdie man gesit het, al die mooi talente het ek gehelp om mooi te vorm en die beste uit te bring. Ek gee hulle eintlik beter vir u terug as wat ek hulle ontvang het by hulle ouers of wat ook. Ma by hulle ma, wat verstaan? Dis 'n verskriklike verantwoordelikheid wat jy as man en as vrou het teenoor die ander ene en die Here gaan ons almal eendag verantwoordelik. So ek gaan nie moeilikheid. Want die Here het die een wat jy as vrou gevat het. En die Here net so lief soos dit vir jou. En hy wil hê dat jy die vormingswerk saam met hom doen wat hy jou toevertrou met haar. Okay, die volgende deel. Quiet confidence that ultimately everything is going to be all right and the determined choice to praise God in all things will come. Om op die ou end God te prys, want jy weet ek het daai stille confidence dat op die ou end gaan alles ten goeie meewerk. As ons die groot probleem met ek dink meeste van die kerk en ek dink baie van ons dalk hierso, ons ken nie regtig vir Jesus. As ons regtig vir Jesus ken het, sal ons genoeg confidence in hom hê om te weet hy gaan nie dat daar dinge met jou gebeur wat nie op die ou end ten goeie gaan nie. Want hy beloof dit sê. Hy sê op die ou end, al is dit hoe sleg wat nou met jou gaan gebeur. My skoonpa het gedink daar kan nie slegter met hom wees nie. En op die ou end werk dit ten goeie. So vir 'n kind van die Here sê die Here, dit gaan op die ou end ten goeie meewerk. And you must have that confidence, quiet confidence in hom dat dit gaan so. Ek hoef nie te worry. Al skud hy vliegtuig, al val hy vliegtuig, al gaan hy regtig val. Dit maak nie saak nie, as God nie wil hê ek moet nou gaan nie, gaan ek in elk geval leef. Dit maak nie saak nie, daai confidence in die Here, en dit kan net deur verhouding. Dit kan net jou verhouding wees wat dit geval. Okay.
settled conviction about God, quiet confidence in God. Joy is my choice. Ek het dit vir u gesê van die begin af. Joy is jou keuse. Ek moet vertrou, en ek sluit af. Ek moet vertrou God werk agter die skerms, sodat my lewe in sy wonderlike plan kan inval. Ons wil al die antwoorde dadelik hê. En dit moet jy nou uit jou kopie, as jy wil kind van die Here gaan wees en jy wil groei in jou geestelike lewe, moet jy nou onmiddellik dit uit jou kopie uitkry, dat jy gaan elke keer die antwoord kry wanneer jy dit wil hê. Nee. Want jy gaan jouself ongelukkig maak en jy gaan nie 'n kind van die Here gaan wees nie, want jy gaan die hele tyd die Here verwy. Want hy gaan nie vir jou daai antwoord gee nie tot op die dag. Daar gaan antwoorde wees wat hy gaan vir voor daai dag. Maar daar gaan 'n dag wees wat dit gaan kom dat hy jou al die antwoorde gaan jy net sien, "Wow, Here, is dit hoekom dit so moes wees?" Is dit hoekom daai dag moes gebeur? Is dit hoekom ek daai seer moes beleef? Want dit het saamgewerk tot die heerlikheid. Ek moet vertrou, God werk agter die skerm sodat my lewe in sy wonderlike plan kan inval. Ons wil al die antwoorde dadelik hê. Hy beloof 'n uitkoms wat ten goeie gaan weerwerk. Joy, en ek sluit af, is nie net 'n lekker add-on. Dis nie, ag weet jy, ek is okay soos ek is, maar so 'n bietjie joy sal help. Dis nie so ietsie wat God net hier aan jou plak met 'n stukkie gom of met depressie. Okay, hey, jy lyk vir my so 'n bietjie Jesus, 'n stukkie joy. Dis nie lekker add-on in jou lewe. Dit is God se doel vir jou lewe. Vader in Jesus naam. Amen. Kan jy jou hande opsit? Here, vanaand kom ons na U toe. En ons wil dit vat. Nie net daai add-on nie, net so 'n stukkie dingetjie wat hier by geplak word nie. Maar Here, 'n ding wat ons hele wese omhul. Nie net omhul nie. Ons wese moet nie omhul word nie. Ons wese moet deurdronge wees. Alles tot in my diepste gewete, tot in my diepste gees, tot in my diepste sielsdimensie, tot in my diepste liggaam moet die joy van die Here beleef. Want dit is my ultimate plan wat U vir my het en vir elkeen wat hier sit vanaand. Gee dit vir die Here. Weet jy die tyd wat ons nou ingaan, 'n tyd waar ons weer kan terug kerk toe kom in waardering om weer net saam met die kinders van die Here kan bid. Gee ons weer die joy in die kerk toe terug, Here, en dat ons dit sal ervaar in al die volheid en die krag in Jesus naam. Die kerk sê amen. Amen. Wonderlik, Here. Okay, ek het nou weer maar baie goed moes oorslaan, maar ons dis is eintlik maar lekker as dis beter as mens te veel. En die Here kan lekker lei wat moet gesê. Ek hoop julle het lekker gevang en dat julle dit kan lewe, want onthou net om dit oor te dra is een ding, maar om dit te lewe. Dis die groot. Dis baie lekker en goed. Sondag gaan ons heerlik nagmaal hê. Ek wil vir u vra, ons gaan dit op die WhatsApp groepe sit. Ons vra dat u nou vir hierdie COVID u eie boksie druiwesapie bring. Net elkeen sy eie boksie druiwesapie en elkeen sy eie broodjie. Nee, is dit reg so? So dan gaan ons dat ons net ons risiko net beperk en ons help mekaar met dit. Is dit reg so lief? So bring julle moenie Sondag se diens bestuur vir grootheid. Hulle gaan grootheid. Ons kom Sondag en ons gaan ons God van ons prys en joy in ons hart. Die Here seën.